Ons sê ook baie welkom vir ons broers en susters en gaste wat ook na die opname van hierdie erediens kyk. Ons begin vanoggend die erediens met die woorde van Jesaja 43. 'n bekende gedeelte en 'n gedeelte wat as julle na julle doopsertifikate, na julle doopseëls kyk, wat in baie van die gevalle daar in daardie doopseël of op daardie sertifikaat is. Want dit is 'n gedeelte wat ietsie op 'n baie treffende manier sê van wat die betekenis van die doop is. En daarom begin ons die erediens met hierdie woorde. Luister, so sê die Here wat jou geskep het, Jakob, wat jou gevorm het, Israel. Moenie bang wees nie. Ek verlos jou. Ek het jou op jou naam geroep. Jy is myne. As jy deur water moet gaan, is ek by jou. Deur riviere, hulle sal jou nie wegspoel nie. As jy deur vuur moet gaan, sal dit jou nie skroei nie. Die vlamme sal jou nie brand nie. Want ek is die Here, jou God. Die Heilige van Israel, jou redder. Moenie bang wees nie. Ek is by jou. Amen. Liewe broers en susters, liewe jong maats, hierdie wonderlike Here van ons, wat hierdie belofte vanoggend vir ons weer maak, is vanoggend hier in hierdie erediens. Hy is hier deur sy woord, wat ons net gaan lees. Hy is hier deur die sakrament van die doop, wat ons net gaan bedien. En hy is hier in ons elkeen deur sy Heilige Gees. En hy is bly dat jy vanoggend hier is, om hom te ontmoet. En hy groet vir jou, met liefde in sy oë. En hy beloof vir jou, sy genade en sy barmhartigheid en sy vrede. Na so 'n groet, kan ons nie anders nie as om ons Here van harte te loof en te prys. En ons doen dit vanoggend in die woorde van Lied 207, en daar vers 1, 2 en 5. Eer aan die Vader, wat alles gemaak het. Eer aan die Seun, ons verlosser en vriend. Eer aan die Gees, wat ons lei in die waarheid. Aan God drie-enig, ons lof en ons lied. Ons lei in die waarheid.
Kom ons buig die hoofde en dan bid ons saam. Hemelvader, U is nie net vanoggend hier by ons in hierdie erediens nie. U is ook by en in elkeen van ons, elke dag, in alles, in ons lewens. En daarom weet U ook wat met ons elkeen hierdie week gebeur het. Wat in ons elkeen se lewens hierdie week plaasgevind het. Die mooie en die slegte. Maar dit maak nie saak wat met ons gebeur het nie. U was altyd deur dit alles by ons. U is met ons in ons vreugdes en U is ook met ons in ons leed en in ons smarte. Dankie Here, dat ons as U gemeente en mekaar se broers en susters ook daar vir mekaar kan wees in enige omstandigheid. En daarom wil ons vanoggend as gemeente saam met elkeen wat hierdie week wat voor lê vir die jaar, dankie vir U sê vir hulle verjaarsdag. Dankie vir nog 'n jaar van genade. Ons wil ook graag vanoggend, Hemelvader, saam met elkeen wat op ons siekenhuis is en elkeen wat hartseer is, saam met hulle na U toe kom. U weet van hulle worstelinge. U weet van hulle swaar kry. U weet ook van hulle familie rondom hulle, wat ook swaar kry onder daardie omstandighede. En omdat U Here ook vir hulle omgee, en U wil hê ons moet vir mekaar omgee, daarom bring ons ook elkeen van hulle vanoggend na U genade toe. Dankie dat ook hulle net in U hande is. Dankie Here vir vanoggend. Dankie vir ons saam wees. Dankie vir U woord wat ons net nou gaan lees en vir die sakrament wat ons net nou gaan bedien. Here, U is so 'n wonderlike God dat U ons seën met dit alles ook vanoggend hier. Hemelvader, dat alles wat vanoggend hier gebeur net 'n bydrae wees om U naam te verheerlik en aan U alle eer toe te bring. In Jesus se naam, amen. Ek wil nou graag vra dat die volgende gesinne vorentoe kom. En ek sal bly wees as julle vorentoe kom, dat julle sommer daar van Nagmaal se kant af begin staan, die eerste gesin, en dat ons dit so kan reël dat die kinders voor kan staan en die oues agter. En julle moet kyk na die gemeente toe, sodat hulle kan sien hoe mooi lyk hulle vandag. Die eerste gesinnetjie wat vorentoe moet kom, is Melanie Besuidenhout en haar ouers Estelle en Theo. En dan saam met hulle kom ook vorentoe George en Doreen de Beer en hulle kinders Zenika, Jaden en Marcus. En dan kom die Visser gesin ook vorentoe, Christo en Cindy Visser en hulle kinders Caroline en CJ. En dan ook Petra Strauss en haar kinders Zander, Dwayne, Kylie en Marnie. Staan julle hierdie kant hoor. Ons gaan kyk of julle mooi staan. Daar sy. Kyk as jy aanpas. Sien dit almal julle mooi kan sien.
Baie dankie. Is dit nie 'n mooi gesig nie, broers en susters? Hey, prys die Here. Ja, kom stap vanaf. Dis maar net jy so baie applaus kry eendag, né? Julle kan maar ontspan. Dit gaan lekker wees. Geniet dit maar. Wees maar rustig, hoor. Ek gaan begin deur die formulier vir die belydenis van geloof en die doop van 'n katekisant en volwassenes te lees. Wanneer ons die sakramente in ons gemeente in die NG Kerk gebruik, dan gebruik ons dit saam met 'n formulier wat baie mooi beskryf waaroor dit gaan. En hierdie formulier sê, wat is belydenis van geloof en wat gebeur wanneer 'n katekisant en ook volwassenes soos vanoggend gedoop gaan word. Nou, hierdie formulier is spesiaal vir jou, Melanie, en George vir jou en ook vir jou, Doreen. Die openbare belydenis van geloof is ingestel om aan verbondskinders die geleentheid te gee om persoonlik voor God en die gemeente rekenskap van hulle geloof te gee. So antwoord hulle op die toesegging van God se beloftes in die doop. Die doop verseker ons dat ons aan God behoort. Dit beteken dat hy ons Vader is, wat ons liefhet en vir ons sorg. Dat Jesus Christus ons verlosser is en dat die Heilige Gees in ons woon, van ons nuwe mense maak en ons lei. Dit geld ook vir julle wat net nou gedoop gaan word. Om belydenis van geloof af te lê, beteken dat julle met die mond bely wat julle ook met die hart glo, naamlik dat Jesus die Here is. Dit is 'n belofte wat julle maak om alleen op hom te vertrou, om te lewe volgens sy woord, getrou deel te neem aan die erediens en aan alle aktiwiteite van sy kerk, om te volhard in die gebed en om God op alle terreine van die lewe deur woord en daad te verheerlik. Voorts beteken die openbare belydenis van geloof dat julle verklaar dat dit julle opregte voorneme is om in hierdie belydenis te volhard en steeds daarin te groei. Aangesien julle drie die kerkraad oortuig het van julle genoegsame kennis van die Bybel en van die leer van die kerk en van julle persoonlike geloofsvertroue, het die kerkraad met blydskap toestemming verleen dat julle in die openbaar julle geloofsbelydenis mag aflê. Daarom versoek ek julle drie om voor God en sy gemeente op die volgende vraag opregte antwoord nadat ek dit allemaal gelees het. Ten eerste, glo julle dat die leer soos in die Ou Testament, die Nuwe Testament en in die artikels van die Christelike geloof vervat is en in die kerk hier geleer word, die ware en volkome leer van die verlossing is. Ten tweede, beloof julle om as lidmate van die gemeente van Christus deur sy genade in die belydenis van die leer tot die einde van julle lewe te volhard en alle leringe wat daarvan afwyk te verwerp. Ten derde, bely julle dat die Here Jesus Christus julle persoonlike verlosser is en dat julle hom liefhet. Beloof julle om hom te dien, sy naam getrou te bely voor die mense en om aktief aan die werksaamhede van die kerk deel te neem. En ten slotte, aanvaar julle dat julle medegelowiges die verantwoordelikheid het om julle te help om op die regte pad te bly. Wat is hier op jou antwoord, Melanie? Ja. Wat is hier op jou antwoord, George? Ja. En wat is hier op jou antwoord, Doreen? Ja. Dit is nou die belydenis van geloof en doop van volwassenes en katekisante formulier. Nou gaan ek ook die doopformulier vir julle lees wat ons gebruik wanneer kinders gedoop word. George en Doreen, Christo en Cindy en Petra. Vir die bediening van die doop moet ons die volgende weet en met ons hele hart daarop vertrou.
Ons word gedoop omdat die Here God 'n verbond van genade met ons en ons kinders gesluit het. Reeds vir Abraham, die vader van alle gelowiges, het die Here gesê: Ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou nageslag en al hulle geslagte. Dit is 'n blywende verbond. Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag. In die Ou Testament het die Here die besnydenis en Pasga as tekens gegee dat die verbond geldig is. Daarna het Christus gekom en hierdie verbond in sy persoon en deur sy verlossingswerk op 'n nuwe en finale wyse bevestig. As teken en waarborg hiervan het hy die doop en die nagmaal gegee. Die Here Jesus Christus het voor sy hemelvaart aan sy disippels die opdrag gegee om die doop te bedien. Hy het gesê: Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. So het die Here hom verbind deur hierdie verbond om ons God te wees en ons te seën. Van ons vereis hy dat ons hom in dankbaarheid en gehoorsaamheid sal dien. Die doop in die naam van die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, beteken en verkondig die volgende: dat ons en ons kinders, wat as sondaars in die wêreld gekom het, slegs in die koninkryk van God kan kom as ons opnuut gebore word. Dat die Here daardeur bevestig dat hy ons in sy verbond insluit, ons tot sy kinders aanneem en ons deel laat hê aan al die voorregte van die verbond. Dat ons en ons kinders verbind word aan Christus, wat ons sonde deur sy bloed afgewas het. Dat ons ou sondige lewe saam met hom aan die kruis gesterf het en saam met hom begrawe is, maar dat ons ook weer deur sy opstanding lewend gemaak word, sodat ons vir die sonde dood is en vir God lewe. Dat die doop 'n seël is van die inlywing in die kerk van Jesus Christus en ons verplig om as lewende lidmate te leef. Dat ons as gedooptes die Here uit dankbaarheid met ons hele wese moet lief hê, vertrou en dien, en dat die Here ons deur hierdie sakrament verseker dat hy deur sy Gees in ons wil woon en ons lewens daagliks so regeer dat ons hoe langer hoe meer sy beeld vertoon. Kinders van gelowiges moet gedoop word omdat God die kind van die begin af insluit in sy verbond met die gelowige ouers. Daarom is hele gesinne in die Nuwe Testament gedoop, waar die ouer of ouers tot geloof gekom het. Al verstaan die kinders nog nie die doop nie, verander dit niks aan die geldigheid daarvan vir hulle nie. Trouwens, dit beklemtoon juist die feit dat dit God is wat uit vrye genade ook in hulle geval die inisiatief neem in hulle verlossing. Die doop bevestig aan ons alles wat God ons skenk deur die genade verbond en maak ons telkens bewus van hierdie vaste grond waarop ons geloof berus. Daarom verbind die doop die ouers om hulle kinders soos hulle opgroei oor die betekenis en eise van die genade verbond in te lig. 'n Voorbeeld vir hulle te wees in die uitlewing daarvan en hulle op te roep tot die toeëiening van God se gelofte, God se beloftes. Julle het nou gehoor dat die doop 'n goddelike instelling is, waardeur die Here sy verbond van genade aan ons en ons kinders waarborg en aan ons al die gawes van Christus skenk. Om te bevestig dat julle die doop vir hierdie doel gebruik en nie uit gewoonte of bygelowigheid nie, moet julle asseblief opreg op die volgende vrae antwoord nadat ek dit almal gelees het. Ten eerste, glo julle in die drie-enige God, soos in die Bybel aan ons bekend gemaak? Ten tweede, aanvaar julle dat die boodskap van die Bybel
soos dit in die belydenisskrifte van die kerk verwoord word, die ware leer van verlossing is. Ten derde, bely julle dat kinders van gelowige ouers deur die genade aan Christus Jesus behoort en daarom tot lidmate van die doop van die kerk gedoop behoort te word. En ten vierde, beloof julle om julle kinders volgens die Bybelse leer en belydenisskrifte van die kerk op te voed, vir hulle 'n voorbeeld in lewenswandel te wees en om die gemeente toe te laat om julle as ouers hiermee te help. Wat is julle antwoord hierop, George en Doreen? Ja. Wat is julle antwoord hierop, Christo en Cindy? Ja. En wat is jou antwoord hierop, Petra? En nou kan ons voortgaan met die doopbediening. Ek gaan nou so reël dat julle net so 'n bietjie vir my opskuif daar na die regterkant toe dat die doopfont net kan oopkom en dan gaan ek elke keer 'n gesin vorentoe roep en dan hanteer ons die doop per gesin. Ja, julle is heeltemal reg. En dan kan nog steeds vir die gemeente kyk. Perfek. Baie dankie. Kom ons begin met die Besuidenhout gesin. As julle asseblief kan vorentoe kom. Melanie, Josephine, Besuidenhout. Ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Nou kan die beergesin vorentoe kom. George de Beer, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Doreen de Beer, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Zenika Ginter, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Jaden Ginter, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Marcus George de Beer, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. En nou kan die vissergesin van ons na die doopfont toe kom. Caroline Visser, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun
en die Heilige Gees. Amen. Christian Jacobus Visser, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Nou kan die Strauss gesin vir ons vorentoe kom. Zander Daniel Strauss, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Dwayne Strauss, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Kylie Strauss, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Marnie Robert Strauss, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Kom ons bid saam. Hemelvader, U het vir my die voorreg gegee om met elkeen van hierdie gesinne 'n besondere pad te stap oor hulle besluit wat vandag hier plaasgevind het. Dankie Here dat ek in elkeen van hulle se lewens U werking kan sien. En dankie Here dat hulle baie mooi gedink het voordat hulle vanoggend tot hierdie stap oorgegaan het. Dit is vir hulle belangrik gewees. Hulle, saam met hulle kinders, en ook hulle wat belydenis van geloof afgelê het. U is vir hulle so belangrik. U is vir hulle so alles, dat hulle vanoggend dit wil kom verklaar voor almal en hulle vriende en familie in hierdie eendiens. Here, dankie dat een van die betekenisse van die doop is, dat U altyd by ons is, dat ons elkeen U eiendom is. En daarom bid ek vir elkeen van hierdie dierbare broers en susters vir my, wat hier voor staan, van die jongste tot die oudste. Hulle is in U hande. Ek bid ook, liewe Here, dat U vir hulle sal lei om dit wat hulle beloof het ook te doen. Dankie dat U selfs daarin en ook daarin vir hulle help. Dankie Here, dat U ons as gemeente seën deur hulle vanoggend tot ons geleedere toe te voeg. In Jesus se naam, amen. En nou wil ek graag van die geleentheid gebruik maak om namens Durban Wesgemeente vir elkeen van julle hartlik welkom te sê op 'n amptelike basis as lidmate van die gemeente. Julle skakel al 'n lang tyd, in sommige gevalle 'n korter tyd in alle gevalle by ons in, maar ons is saam met julle dankbaar dat julle nou amptelik as lidmate hier is. Mag julle ook verder hier die seën van die Here beleef. Broers en susters, ons gaan hulle geluk wens. Ek wil vra dat julle net weer vir my so uitsprei soos julle net nou gedoen het.
en dat ons almal mooi kan sien, en dan gaan ek vir julle gelukwens en vir julle elkeen 'n sertifikaatjie gee, om julle geluk te wens met dit wat gebeur het, ook as 'n herinneringsteken, en dan namens die gemeente gaan ons leier oudering en ons leier diaken, Cheryl Bouwer en Jan Botha ook vorentoe kom, om vir julle geluk te wens en welkom te heet in die gemeente. Ons gaan dan daarna, ek sal sê wanneer, as gemeente vir hulle lied 268 toesing. Kom ons sing vir hulle lied 268. Hierdie oupa wat hier voor met 'n hand opgehelp moes word. Ons fotograaf het my net herinner, ons moet asseblief vir die oupas en oumas ook baie geluk sê. Dit is so belangrik. Baie geluk vir julle ook. Ons is saam met julle dankbaar. Broers en susters, nou is ons skriflesing. Ek beloof regtig, dit gaan nie 'n lang preek wees nie, hoor. Maar ons moet ook hoor wat die Here vanoggend vir ons deur sy woord wil sê, en daarom gaan ons dit saam lees. Gaan ons die woord saam lees, en die skriflesing vanoggend is uit 2 Timoteus 3 vers 14 tot 17. En daar skryf Paulus: Maar jy bly by wat jy geleer het en wat jy vasglo. Jy weet tog wie jou leermeesters was, en jy ken van kleins af die Heilige Skrif. Dit kan jou die kennis bybring wat tot verlossing lei deur die geloof in Christus Jesus. Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan volkome voorberei
en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Tot sover ons skriflesing. Dit is die jaar 40 na Christus. Paulus is in die tronk. Daar in die tronk skryf hy 'n brief vir die jong Timoteus, 'n jong dominee in die vroeë kerk. In hierdie brief, waarvan ons nou sopas 'n stukkie gelees het, moedig hy vir Timoteus aan om vas te hou aan die Heilige Skrif, die Bybel van daardie tyd, soos sy ma en sy ouma dit aan hom oorgedra het. Die Heilige Skrif, so sê Paulus vir hom, is deur God gegee. In die Skrif is alles wat hy nodig het vir sy lewe. Dit vertel hoe hy verlos en gered kan word deur Christus. Dit wys vir hom die waarheid en leer hom hoe om elke dag te leef. En dit rus hom toe om in God se diens te staan. Alles uit die Bybel uit. En daarom moedig Paulus die jong Timoteus aan om vas te hou aan die Skrif en die Skrif uit te leef. Paulus moedig eintlik vir Timoteus aan om op te staan vir sy geloof. Dit is die 31ste Oktober 1517. Martin Luther staan met 'n hamer en 'n spyker en 'n papier in sy hand voor die kerkdeur in Wittenberg. Op daardie papier het hy 95 stellings neergeskryf. In daardie stellings verduidelik hy hoe hy die Bybel verstaan. Dat die Bybel die enigste bron is wat ons genoeg vertel van God, hoe ons gered kan word en dan moet lewe en hoe ons die ewige lewe kan beerwe. Dat die Bybel sê daar is net een persoon deur wie ons gered kan word en dit is Jesus Christus. Dat die Bybel sê dat daar net een manier is waardeur ons gered kan word en die ewige lewe kan beerwe en dit is deur geloof in Jesus Christus wat deur God se genade moontlik gemaak word. En dat die Bybel sê dat ons hele lewe net een doel moet hê, om God te vereer. Dit klink alles reg so, nie waar nie. Maar in Martin Luther se tyd het die kerk van daardie tyd anders geglo en anders geleer. Luther het eers probeer om die kerk van binne te verander, maar dit was te vergeefs. Nou is die tyd om op te staan vir sy geloof. Hy doen dit met die vasspyker van sy 95 stellinge aan daardie kerkdeur. En natuurlik het dit vir hom groot probleme veroorsaak. Maar dit was ook die begin van die kerkhervorming, wat later tot die stigting van ons eie kerk, die NG Kerk, gelei het. Dit is waarom ons vandag, op die laaste Sondag in Oktober, Hervormingssondag vier. Martin Luther het opgestaan vir sy geloof. Dit is vandag, die 26ste Oktober 2025. 508 jaar na die dag toe Martin Luther vir sy geloof opgestaan het. Net soos daardie dag het julle, George, Doreen en Melanie, hier voor ons opgestaan vir julle geloof. Julle het beloof om die Bybel die handboek van julle lewe te maak. En soos die Bybel sê, God lief te hê en met julle hele lewe te dien. Ook hier in die gemeente waar julle aktief gaan meeleef. George en Doreen, Christo en Cindy en Petra
Julle het ook opgestaan vir julle geloof, toe julle hiervoor beloof het om die Bybel die handboek van julle gesinne te maak, sodat julle kinders al hoe nader aan die Here kom en in 'n lewende verhouding met hom staan. Sodat hulle ook eendag hier of in 'n ander gemeente sal opstaan vir hulle geloof. En Zenika, Jaden en Marcus, Caroline, CJ en Zander, Dwayne, Kylie en Marlou. Van julle is al oud genoeg om te verstaan wat vanoggend hier gebeur het. Deur toe te laat dat julle gedoop word, het julle gesê dat julle weet dat julle aan God behoort. En dit is reg met julle dat julle ouers met julle die pad van die Bybel gaan loop. So het julle nou alreeds opgestaan vir julle geloof. Ons broers en susters wat vanoggend gedoop is en belydenis van geloof afgelê het, is nie die enigste mense vanoggend hier in hierdie kerkgebou nie. Wat van die res van ons? Wat van jou? Gaan ons na vanoggend, soos Martin Luther en ons broers en susters, hier ook opstaan vir ons geloof? Gaan die Bybel weer die plek in julle lewe en huis inneem wat dit moet? Gaan jy jouself weer verbind aan Jesus? Gaan jy jouself weer beskikbaar stel om in Jesus se diens te staan, hier in die gemeente en buite die gemeente? Gaan jy ook vanoggend opstaan vir jou geloof? Amen. Vader, nie een van ons kan vanoggend onaangeraak hier uitstaan. Want U konfronteer elkeen van ons ook met ons eie opstaan vir ons geloof en ons eie prioriteite en die rol van U woord in ons lewens en of U nommer 1 in ons lewens is. Laat ons asseblief nie huis toe gaan voordat ons elkeen weer, al is dit net in ons gedagtes, onsself weer toewy aan U en opstaan vir ons geloof. Kom ek gee vir julle net so 'n paar sekondes. Maar as julle wil, julle ook nou in julle gedagtes, in julle harte, tot die Here kan reageer. Vader, dankie dat ons ook weet, net soos ons nuwe lidmate vanoggend, dat as ons onsself opnuut weer aan U toewy, ons dit gelukkig nie uit ons eie krag doen, maar dat U vir ons lei en help en inspireer daarin. En Vader, ons is opgewonde om daaraan te dink, wat kan gebeur as ons almal saam met ons nuwe lidmate vanoggend ernstig is oor hierdie toewyding. Want dan, Here, gaan ons eie lewens, ons huwelike, ons gesinne, ons gemeente, ons gemeenskap nooit weer dieselfde wees nie. Dankie, Here Jesus. Amen.
Kom ons staan nou letterlik almal op vir ons geloof. En ons bely hardop ons geloofsbelydenis saam. Julle moet dit asseblief hardop saam met my doen. Kom ons staan eers op. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en ewige lewe. Amen. Dankie, julle kan maar weer gaan sit. Ons het nou die geleentheid om die Here te dien, ons dankbaarheid ook te wys deur ons liefdegawes. Dis ook die geleentheid van ons lidmate om in daardie mandjies wat nou gaan deurbeweeg, die 10de maand dankoffer te sit. Onthou, julle is ook welkom om die 10de maand dankoffer elektronies in die gemeente se bankrekening in te betaal of ook op 'n later stadium fisies te gee. Baie dankie diakens. Ons sluit die diens vanoggend af met lied 308, al 15 verse, 'n lied waarin ons nie net ons geloof aan die Here toewy nie, maar in geloof ook ons hele lewe met al die fasette daarvan. Lied 308 is eintlik ook 'n gebed wat ons saam bid.
Besuidenhout gesin, De Beer gesin, Visser gesin, Strauss gesin, gemeentelede en gaste. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle almal en elkeen wees en bly nou en vir ewig. Che me la fuori?